dan 1 Julie vanoggend 2026, lesing 52 van die groot Johannes Evangelie, boek 4. Ja, die tyd gaan so vinnig verby. Die jaar lê nou, die helfte van die jaar is op sy rug is weg. So ons trek nou na die tweede helfte toe. En Joshua het dit beloof in die nuwe openbaring, dit wat ons nou lees, iewers het hy gesê, aan die einde van die tyd sal ek die tyd versnel. Hoe weet ek nie, want ek is nie op hoogte van alles in die heelal nie. Maar hy vergelyk dit soos met 'n bad water. Hy loop konstant uit en sodra hy nog 'n bietjie oor is, dan vorm hy 'n kolk en dan draai die water vreeslik vinnig uit. En dit is nou wat in die tyd gebeur. Dit is hoekom dit nie net voel of dit vinnig is nie, dit is werklik vinnig. En hy sê ek sal die tye verkort. So weet dat ons nou in daai eindtye leef en dit is 'n voorreg om hier te leef. En ons gaan aan met ons lering deur Joshua, waar hy werklik nou openlik praat met ons, nie meer in gelykenisse nie. Hoofstuk 97, die korrekte beoefening van naaste liefde. Nou ja, as jy weet dat dit die een pilaar is van jou huis en die ander pilaar is die liefde vir Vader, is dit sekerlik baie belangrik om te weet hoe om naaste liefde te beoefen. Want dit is die enigste pilare waarop ons huis staan, waarin ons aan die ander kant sal intrek. Liefde vir Vader, liefde vir die naaste. Nou sê Joshua die meester, maar nou sien ek, onthou gister het hy vir ons nou baie mooi lering gegee om mense te help. Nou sê hy, ek sien by sommiges van julle 'n bose gedagte opkom, wat die Satan julle heimlik ingefluister het. Die gedagte bestaan daaruit. Dis nou wat hulle dink. Dit het julle moeite en baie werk gekos om rykdom vir julle en julle nakommelinge te verwerf. En dit moet julle nou verspil op hulle wat hulle lewe op 'n luie wyse uitgeleef het. Laat hulle werk en by julle hulle brood verdien, wat julle hulle volgens verdienste maar altyd karig sou wou gee. Wie nie kan en wil werk nie, moet krepeer soos 'n hond langs die openbare pad. Nou, dit is die gedagtes wat nou by party van die mense daar is, wat daar sit by Joshua, en ek moet erken, dis ook baie keer gedagtes wat in ons opkom. Maar kom ons kyk hoe verduidelik hy dit. Dit is 'n Satans influistering. O, ek sê vir julle, dit is 'n slegte gedagte wat julle ingegee word. Hoe moet 'n blinde werk? En tog is hy julle broer, wat dieselfde reg het om te lewe as julle wat kan sien en hoor, en gesond van lyf en ledemate is. Hoe moet arme grysaards en swak kinders van verarmde ouers werk, wat nie die nodige krag daarvoor het nie? Hoe moet lammes en krepeles werk verloon, wat julle nog so karig moontlik wil uitmeet? Hoe moet die mense werk, wat van dag tot dag werk soek en niks kry nie? Want die een by wie hulle kom, stuur hulle weg met die mededeling dat hy nou geen werk vir hulle het nie. En tog is dit julle bose gedagte wat hom aangespoor het om werk te soek, wat hy ergens anders ewemin as by julle kan kry. Die man word uiteindelik 'n bedelaar. Oor hom praat jy dan met veragting en jy noem hom 'n lui dagdief. 'n Ander word 'n dief, hom vang jy soos 'n verskeurende dier. Jy mishandel hom en gooi hom dan in 'n kerker of in 'n tronk. 'n Derde word selfs 'n roofmoordenaar, of minstens 'n gevreesde straatrower. As julle hom gevang het, word hy veroordeel, in 'n kerker gegooi en 'n kort tydjie daarna op pynlike wyse gedood. Kyk, dit is meerendeels die gevolge van julle bose gedagtes.
wat die vors van die duisternis julle altyd baie heimlik ingefluister het. Maar van nou af aan sal dit nie meer so wees nie. Die gedagtes is van die hel, en in julle harte moet dit nooit weer opwel nie. Dit is 'n harde aantuiging vir ons hier. En wat is die opskrif? Die korrekte beoefening van naaste liefde. Dit word nie verlang dat julle al julle besittings onder die armes verdeel, omdat julle my volgelinge is nie. Maar julle moet wyse beheerders wees van die besit wat aan julle toevertrou is, sodat julle hulle wat buite hulle skuld arm is, nie laat honger en dors ly as hulle voor julle deur staan nie. Nou baie keer haal mense aan die gelykenis van die jong ryk man, wat Joshua gesê het, gaan verkoop alles en volg my. En toe wil hy dit nie doen nie, sê, maar hierdie leer is hard. Dit was vir 'n spesifieke geleentheid vir daardie jong man gesê. As jy in die nuwe Openbaring gaan kyk, sal jy sien dat daai jong man het baie ryk geërf. En hy was die seun van 'n tempelpriester of 'n fariseer, ek kan nie meer mooi onthou nie. En hulle het hulle goed op onregmatige wyse van die mensdom afgepers. Dit is nie goed verdiende geld gewees nie. Toe sê Joshua, verkoop al daai goed, deel dit uit en volg my. Om sy skuld te delg en reg te stel. Daar is 'n verhaal van nog 'n ryk man wat Joshua se beste vriend was. Sy naam was Lazarus. Lazarus kan vandag vergelyk word met die rykste man in daai tyd wat geleef het. Maar die verskil tussen Lazarus en hierdie ryk jong man, hy het ook wel al die plase en die eiendomme en myne, hy het ook myne besit, het hy geërf van sy vader. Maar die ou Lazarus was 'n man wat absoluut in Vader se weë gewandel het. Hy is selfs, en dit is ook in die nuwe Openbaring, nie deur engele kom haal nie. Joshua self het hom kom haal en sy siel uit sy liggaam geneem. En dit was gedokumenteer in die nuwe Openbaring. En Lazarus het 'n tafel gehad daar waar duisende armes geëet het en kos gekry het. En ook werk gekry het. Natuurlik vir die wat kan werk. Baie soortgelyk nou net op 'n kleiner skaal as hier by ons. Nou is dit so dat mense wat nie kan werk nie, weens 'n rugbesering of weens ouderdom of weens 'n ander gebrek, soos hy hier sê, iemand wat blind is, verwag ons ook nie om harde werk te doen nie. Ons verwag net mense omdat hulle hier by mekaar is, interaksie te hê met mekaar, en dit is niks beter plek as by die werksplek in die kombuis byvoorbeeld nie, waar mense rustig kan sit op 'n stoel en 'n bietjie groente skil of opsny of wat ook al. Dit is die minimum wat ons verwag. Maar daar is baie mense wat hier by ons is, vir wie almal sorg, en ons sorg vir hulle met groot liefde. Ongelukkig is daar ook baie lyfwegstekers, wat gesond is, en wat eintlik 'n tipe van 'n parasitiese houding het. En vir hulle kom nie onder hierdie opdrag van Joshua vir ons nie. 'n Man wat in 'n reistool sit by die robot, maar wat 100% kan loop, nou bedrieg hy die mense of in 'n winkelsentrum. Daardie persoon, as die mens nie vir hom geld wil gee nie, kan nie nou homself beroep op hierdie woorde wat gespreek is nie, want hy is elke dag staan hy op met 'n bedrieglike hart, en hy gaan die mense bedrieg, en dit is verkeerd. Jare terug het ek iemand hier gehad, hy het hier aangekom van 'n ander sorgsentrum af daar van Warmbad se wêreld, en hy het hom nou voorgestel aan my, en hy het gesê, broer, ek is 'n professionele buiter. Ek sê nou, sê eers vir my, wat doen 'n buiter?
Ek het nog nooit van so 'n job gehoor nie. Hy sê, nee, jy gee my net 'n telefoon. Dan byt ek al die plekke wat ek bel en ek kry vir jou geld en ek kry vir jou materiale en ek kry vir jou kos en alles wat jy nodig het hier. Dis my werk. Dom wat ek was, het ek hom toe 'n bietjie laat byt. En toe kom die Gees oor my en sê, maar waarmee is jy besig? Ek, Vader, deur my Gees sorg ek vir julle. Julle hoef nie telefone te hê en mense te byt nie. En toe staan ek eendag buitekant, ek dink dit was hierdie Wendy waar Arthur in is. En ek hoor die ou. En ek hoor hy sê, en hier is 500 verarmde hongerkinders hierso. Hulle het nie klere om te dra nie. Toe lieg hy vir hierdie ou 'n hele storie voor. En ek moet vir julle een ding sê, die mense het hulle winkeldeure oopgemaak vir ons. Ons het harde ware gekry, ons het kos gekry, ons het al die goed gekry. En net daar sê Vader vir my, raak ontslaaf van die man. Hy's besig om met bedrog vir julle gawes te kry. Is nie my orde nie. Toe het ons hom gevra, eintlik gesê, gaan werk op die sleepwa. Dit is 'n groot ou. Hy kon nie 'n dag daar werk nie. Toe is hy weg. So 'n mens moet ook jou gesonde verstand gebruik, maar ons mag nie honger, lydende bedelaars, ander armes verag omdat hulle arm is nie. Want Joshua gaan verder en hy verduidelik hoekom nie. Kyk maar eers hier na vriend Ebal uit Genesaret. Dit is nou Jara se pa. Hy het vandat hy 'n herbergier is, duisende armes uit sy eie streek, maar ook wildvreemdes, onder dak gegee, en nooit met teensin of met 'n soort besorgdheid vir dit wat syne is nie. En tog het sy besit nie verminder nie. Inteendeel, hy besit nou soveel en sulke groot aardse skatte, dat hy vir hom 'n groot koninkryk daarmee sou kon koop. Maar hy heg maar net waarde aan al hierdie skatte, omdat hy daardeur beter in die geleentheid gestel is, om nog meer armes kragtig te kan ondersteun. Onthou julle terug toe hulle daai karavane geroof het, van die skatte wat jare in grotte opgeberg was. Ons het dit hier in boek 2 dink ek gelees. En 'n deel het nou vir hierdie Ebal gegaan. En hoeveel kamele was vol? Dit was iets soos 50 of 60 of 90 kamele vol van hierdie goud, silwer en edelgesteentes. En Ebal het 'n groot deel daarvan gekry. Joshua het dit vir hom gegee omdat sy hart vir sy medemens oop was. En hy het vir sy dogter iets gegee wat nie eers die keiser in Rome 'n gelyke waardevolle geskenk gehad het nie. Dit was 'n parel met 'n parelmossel met 12 parels, so groot soos hoendereiers. En die ander ding was 'n ligsteen wat sy van 'n ander planeet ontvang het. Ek kan nie meer nog onthou wat sy gehad het nie, maar al hierdie besittings is vir hulle gegee omdat hulle so goed vir hulle naaste omgesien het. Hy, Ebal, dink nie aan sy besittings nie, en vir sy kinders vind hy dit slegs belangrik, dat hulle almal sterk en kragtig in die kennis van die enige en ware Elohim word. In plek daarvan sorg ek, Joshua, dan, vir al die ander in sy huishouding. En ek, Joshua, staan daarvoor in, dat sy huis nooit aan iets gebrek sal ly nie. En dit is wat ons moet nastreef. Sorg vir almal wat nie in jou huisgesin is nie, en Joshua sorg vir jou huisgesin. Want as jy nou moet daaroor dink, kan hy mos net beter vir jou huisgesin sorg as jy self. En dit is die sleutel van die koninkryk. Dit is die sleutel vir voorspoed binne in sy orde. Hy wil nie hê ons moet ly en swaar kry nie. Ly en swaar kry is iets deel van die lewe, is medisyne vir jou, wat jy partykeer vir 'n lang tyd moet neem, want hy weet hoe lank moet hy daai medisyne vir jou gee. Maar wanneer jy gesond is, dan hoef jy mos nie meer medisyne te vat nie. En dan sal hierdie lot
ook vir jou beskore wees en vir my beskore wees. So baie belangrik dat ons weet presies wat hy vir ons hier sê. Vers 7 sê hy, maar angstiges, laat ek self sorg vir hulle huis, en hulle skure oorlaai ek nooit met koring en graan, en hulle wynpers sal nie oorvloei van wyn nie. Hulle vrugtebome sal nie oorvloedig dra deur my ryke seën, en hulle vyvers, in hakies het ek gesit, is dammetjies, sal nie so baie oorlaai word deur die te groot aantalle edelvisse, en hulle kudde sal nie in die vetste van die land wees nie, want die een diens is die ander werd, en verwag nêrens dat jy 'n te groot wins vergader nie. Wie met min vertroue op my bou, sal ook oes soos wat hy vertrou. Ek sal elkeen gee volgens sy vertroue en volgens sy geloof, wat altyd 'n vrug is van die liefde tot my en die naaste. So pragtig vir ons hier uiteengesit, en dit geld nog steeds vandag. Ons stoorkamers en yskaste, ons het nou nie dammetjies nie, want in die ou tyd het hulle nie yskaste gehad hier nie. Visse het vars gebly in klein dammetjies, en dan gaan vang die chef in die oggend 'n paar vir die ete. Maar die feit dat ons vandag by Philadelphia Ark kan sê, ons voorraadkamers loop oor, is 'n teken dat ons daarom ietsie reg doen. En dit is nie iets om oor te gaan spog nie, dit is maar net 'n waarneming, dat die woorde wat hier gesê is, werklik waar geword het. En as daar nie kos is wat kom nie, dan is daar finansiële moontlikhede om kos aan te koop. Maak hulle 'n deur toe, iewers, en hulle maak baie keer vir ons blankes deure toe, dan maak Vader ander deure oop. En dit sal net gebeur omdat ons kan bring met die naaste liefde, en nie mense wegwys by die hek wat nie 'n inkomste het nie. Baie sorgsentrums om Pretoria, indien nie almal nie, buiten 1 of 2 wat ek ken, vat nie mense in wat nie SASSA 1000, wat is dit nou al omtrent, wat hulle moet betaal, meer as wat by ons betaalbaar is, maar hulle vat nie ander mense in nie. Ons vat enige iemand in. Mense hoofsaaklik wat geen inkomste het nie, en sê kom bly, kom eet, kom kry klere. Al wat ons vir jou vra in ruil daarvoor, is dat jy vir ons taakies doen op die plaas, en jy kan dan moontlik ook buite gaan werk, en 'n behoorlike salaris verdien, soos wat hier gebeur. Ons het baie mense wat buite werk, en was die inkomste weer aangewend word vir die wat geen inkomste het nie. En sou ons kieskeurig word, en bedelaars beskou soos Yeshua gesê het, jy beskou hom soos 'n slegte hond langs 'n openbare pad, en jy los hom daar, dan sal al die voorregte en al die seëninge verdwyn. Ek het al wel by ouens by die robot gekom, en dan my kaartjie vir hulle gegee, gesê, hierso kom, waar slaap jy? Nee, hy slaap onder die boom, of op die stoep van die winkel, of wat ook al. Dan sê hy, oom, nee, ek het al gehoor van julle, 'n mens moet werk daar by julle, en jy kan my nie bekostig nie. Nou ja, dan ry ek maar verder. Party mense wil, het 'n gees van bedel in hulle, en jy sal hulle nie verander nie. En hy is heeltemal gelukkig daar, jy moet hom nie jammer kry nie. Hy is gelukkig in sy werk. Soos hulle sê, die ene ou, kom die man verbygery, elke dag staan die ou met 'n blikkie, dan skud hy hom so. En dan sit hulle ons maar geld in die blikkie. So 'n week later kom hy verby, en hy sien die ou 2 blikkies in sy hand, en hy skud. Hy sê, weer maat, wat nou? Kom 2 blikkies. Hy sê, nee, want die besigheid is nou so goed, ek het nog 'n tak oopgemaak. So, hulle kry jy ook.
Wees daarom altyd en steeds barmhartig, vers 8. En dan sal julle by my ook altyd barmhartigheid vind, soos wat julle julleself sal gedra teenoor die arm broers en susters, so sal ek my ook teenoor julle gedra. Ek sê en raai julle almal aan, staan altyd vir mekaar gereed, oortref mekaar met goed doen, het mekaar waaragtig lief, soos wat ek julle ook lief het. Dan sal julle die hele wêreld wys, dat julle waarlik my leerlinge is, en in julle gees my volkome ware kinders is. Die bestemming van al my kinders is dat hulle self hier op aarde voortdurend sal oefen in die toekomstige groot werke van my hemele, of in my hemele. Want daar sal alles enkel en alleen deur die liefde gedoen word, en elke wysheid wat nie uit die vlamme lig van die liefde sal voortkom nie, sal in my hemele nooit of te nimmer opgeneem word, en daarom ook niks te doen kry nie. Vreeslik belangrik is dat ons nou in die vooroefening is nou 'n oefenwedstryd vir die groot wedstryd. En die oefenwedstryd is die lewe op aarde, en die groot wedstryd is die wedstryd aan die ander kant, wanneer jy in Vader se koninkryk aankom, in lig aan die ander kant beland, en jy gevra gaan word om ander mense te help. En jy het daarom gelukkig genoeg oefening gehad hierdie kant, en jy kon, of jy nou self arm is, en of jy skatryk is, jy moes die liefde beoefen het, waaruit jy dan die ware wysheid kry, wat saam met jou ander kant toe gaan. Wysheid wat uit die aardse skole en uit die verstand uit voortkom, wat baie mense vandag het, veral die geestelike voorlopers, predikante en dominees, hulle is baie wys, maar die wysheid kom nie vanuit die liefde voort, in meeste van die plekke nie. Die wysheid kom uit boeke en uit kweekskole voort, en daai wysheid volg jou nie na die ander kant toe nie, want is nog steeds aardse wysheid. Al klink dit hoe mooi op die oor. Slegs wanneer mense se werke liefde openbaar, kan hulle sy ware leerlinge en kinders wees. En dan ontvang hulle 'n ander wysheid, wat baie dieper en wat ewig is, en wat saam met jou ander kant toe gaan. Want let wel, dat waarheid bring die ware wysheid. En as jy nie ten volle op Joshua vertrou nie, wie self sê ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Hy sê nie iemand anderste is nie, hy sê nie 'n kerk is nie, hy sê ek is die waarheid. En as ons aan hom vashou, sal ons die waarheid kry, soos hierdie lesing van vanoggend. Niemand wat hier lees, kan vir my sê dat die woorde wat hier op papier gesit is, nie van 'n baie hoër gesag afkom as van 'n mens op aarde nie. Van Jacob Lorber wat dit gekry het, nooit. Hy was maar 'n musiekonderwyser. Waar kan hy ooit hierdie goed uitgedink het? Hy was maar net die pen. Al wat hy was. Hy het dit vir ons neergepen in sy moedertaal, en ons het die voorreg gehad om dit oor te vertaal na ons moedertaal. Maar die krag van hierdie woorde bewys die autentiekheid van hierdie woorde. Dit bewys die hemelse inhoud van hierdie woorde, en dit bewys die verlossingspotensiaal van hierdie woorde. Dat as ek en jy dit doen, en nie dink dat mense nou nie blyplek en goed nodig het, of sorg nodig het, omdat hulle lui is, en omdat hulle verarm is nie. Baie mense is vandag in hierdie land verarm, deur ongeregtighede, wat deur hierdie swart regering op ons toegepas word. Byvoorbeeld, dat jy en ek nie mag meeding in kontrakte nie, dat ek en jy nie meer toegelaat word in sekere poste nie, dat ons kinders nie toegelaat word meer in baie universiteite nie. Wit kinders kan nie meer veeartse word nie, baie moeilik om dokters te word.
Ek verneem van mense, jy kan dit word, maar dan moet jy groot omkoopbedrag betaal. En as jy dan nou uiteindelik daar kom, is jou opleiding van so swak aard, dat dit nie eers deur die buiteland meer erken word nie. Nou sulke mense beland dan uiteindelik, soos ons sê, op die straat. En wie van ons het in sy skoene gestaan? Wie van ons het sy pad geloop? Daarom kan nie een van ons iemand oordeel nie. Baie geleerde mense verloor alles, want hy is wit. Dit is die realiteite van vandag. So, elkeen van ons wat werk met mense, dat ons dit altyd in gedagte sal hou, en nie hier oortree nie, want dit sal vir ons self onskadelik wees, maar omdat ons as 'n organisasie werk, kan een vrot appel die hele organisasie se voorregte ook affekteer. Hoofstuk 98, die gee van geldelike hulp, ook altyd 'n probleem vir mense. Vir wie moet ek geld gee? Moet ek vir hierdie ouer dit gee? Moet hy my terugbetaal? Moet hy my rente teruggee? En. Ons het baie vrae. Nou sê Joshua, wie van julle baie geld het, moet dit nie altyd uitleen aan hulle wat hom die kapitaal met hoë woekerrente op die afgesproke tyd kan terugbetaal nie. Maar ook aan armes, wat hom nog die kapitaal, nog die rente sal kan teruggee. Dan sal hy sy geld van my te goede hê, en ek sal hom reeds hier 10voudig hier op aarde, en in die hiernamaals 100voudige kapitaal en rente terugbetaal. Wie egter sy geld maar net aan hulle leen, wat hom op die vasgestelde tyd kapitaal en rente moet terugbetaal, of in bepaalde gevalle deur geregtelike dwang moet terugbetaal, hy het sy loon reeds hier heeltemal geneem, en het dit nie meer van my te verwagte nie. Want hy het daardeur nie my nie, maar slegs die wêreld en homself gedien. Julle sal weliswaar sê, as 'n mens iemand wat in die nood sit, geld teen rente uitleen, dan is dit tog ook 'n goeie daad. Die lener het hom daardeur uit die nood gered, het 'n ryk man geword, en kan dan immers baie maklik die kapitaal en rente teruggee. Want die geldskieter het tog die risiko geloop om sy geld in geval van ongunstige spekulasie te verloor. Maar as die lener voordeel daarvan geniet het, dan kan geen Elohim met al sy wysheid tog daarop tee wees as hy die lener aan die geldskieter die kapitaal insluitende die afgesproke rente terugbetaal nie. Want die geldskieter is ten eerste ook 'n mens, ten opsigte van wie 'n ander dieselfde verpligtinge het as hy teenoor hom. En ten tweede kan die uitgeleende geld immers die hele besit van die geldgewer uitmaak, waarvan hy moet lewe, soos die landman van sy grond en lande. As die geldgewer homself egter die geleende geld ewe as die rente daarvoor nie laat terugbetaal nie, waarvan moet hy dan lewe? Of het die lener ook maar tot in die verste verte die reg om die geleende geld te hou, terwyl hy daarmee tog baie verdien het en goed kan en moet weet dat dit die enigste besit van die vriendelike geldgewer was. Daaroor sê ek, elkeen wat geld het, moet, as daar 'n vriend kom wat geld nodig het en om 'n lening vra, dit nie weier nie. Wie hom die geld leen teen die wetlike rente, het aan hom reeds 'n goeie daad gedoen, wat ook in die hemel gewaardeer sal word. Maar presies so is dit die plig van die lener, om die geldgewer nie net gewetensvol die geleende saam met die bedonge rente terug te betaal nie, maar nog meer, as hy baie verdien het, moet hy ook uit vrye innerlike behoefte
die wins met die geldlener deel, omdat hy immer slegs met sy geld die wins gemaak het. Maar die geldlener moet dit nie op een of ander wyse eis nie. Dit kan julle almal in alle vriendelikheid doen, maar daarvoor hoef julle die ander nie volledig na te laat nie. So hier is 'n naaste liefde na beide kante toe wat werk. Hierdie ou is 'n vriend en hy leen by jou geld. En sy hart moet ook korrek ingestel wees teenoor die ou wat vir hom die geld leen. Dat sodra hy dit wat hy beoog het, afgehandel het, moet hy hierdie man sy geld teruggee. Want anderste is sy hart verhard en sal hy nie seën kry op die verdere werking van daai geld nie. As hy soos ons sê, hy vat my vir 'n ride. En ongelukkig in hierdie land, as jy nou 'n vriendskap wil laat breek, help die ou net met geld. Hy raak al hoe stiller en dan raak hy weg. So weg dat jy hom nooit kan kry nie. Hy skuld jou die geld. Jy het dit ter goeder trou aan hom geleen. Hy het gesê hy gaan iets daarmee doen en hy sal jou terugbetaal. Hy raak net weg. Nou wat ons, die persoon wat die geld geleen het, nou nie moet doen nie, hy moet hom nou nie voor die reg daag nie. En die ander persoon, omdat hy geen spoor daarvan in hom het, al maak hy met daai geld iets om aan hierdie ou iets terug te gee nie. Al is dit net 'n deeltjie. Hy is die een wat nou die seën verbeur van daai gawe. Die ander ou wat dit gedoen het, maak nie saak of die deal, of die transaksie nou skeef geloop het en suur geword het nie. Hy kry nog steeds sy aandeel in die hemele, soos wat Joshua gesê het, dit sal in die hemele vir hom gereken word. So onthou dit, moenie met jou medemens na die gereg toe gaan nie. Dit sê Joshua, baie duidelik. As daar egter vers 4 by die een wat geld kan uitleen, 'n baie arm man aankom, van wie nie te verwag is dat hy van 'n groot geleende som gunstig en voordelig gebruik sou kon of wou maak nie, dan word wat my aanbetref geen mens verplig om aan so arme die geld te leen wat deur hom gevra word nie, omdat hy op hierdie wyse moetswillig sy geld, sonder dat dit iemand werklik tot nut sou wees, in 'n sekere sin sou weggegooi word, en die arme geldlener slegs in 'n situasie sou bring, waardeur hy geneig sou wees om hom aan allerlei oorbodige uitspattighede oor te gee, waar hy afhanklik van sy aard dan ook aan sou moes toegee. So 'n handelswyse word daarom nie besonder goed nie, maar veel eerder, hoewel nie bepaald sleg, tog baie dom genoem kan word, wat nog my liefde en nog minder my wysheid sou kon beval. Jy moet nog steeds jou gesonde verstand gebruik, of in Engels jou common sense. As 'n ou nou by jou aankom en hy kom met so 'n groot transaksie wat hy nou gaan doen, en jy kan sommer uit ervaring weet jy dat eerstens is hierdie ou nie in staat om dit te doen nie, en tweedens is hy besig om lugkastele te bou. Dan rus daar geen verpligting op jou om vir hierdie ou te help nie. Jy kan hom help, dat daar kos is vir hom, en klere en 'n huis, maar om saam met hom in so 'n transaksie in te gaan, is dwaasheid. En ek kan hiervan getuig, dat ek sulke dinge in my lewe aangepak het. Mense kom by my, ons was in dieselfde geloof, die ou was hier in die gemeente, en hy het 'n groot transaksie gehad, en ek sien toe as ons die fabriek kan bou, kan ons hier vir baie mense werk gee. Dit was my rede hoekom ek toegegee het, en hoekom ek 50% van die besigheid toe aandele gekoop het. En toe ons die geld betaal het vir die uitstaande, en ek terugkom, en nog nie dieselfde dag,
toe sê die man se vrou, nee, jy is nou net 'n derde, ons wil die beheerende aandeel hou en ons gaan maak soos ons wil, en jy kan maar net tevrede wees met dit. Ek was baie ontsteld, maar weggeloop van die transaksie. Ek wou nie na die regstelsel toe gaan nie, want ek geweet Vader verwag dit nie van ons nie. Maar jy brand jou vingers, omdat jy nie werklik dit deurdink wat hierdie ou met die geld wil maak nie. En dit was nie mense wat op die broodlyn was nie, dit was mense wat genoeg kos het, hulle het in 'n huis gebly, hulle het kar gehad, al die dinge. So wees altyd nugter en nie sommer val vir enige storie nie. En dit sal nie teen Vader se orde wees nie. Ag, 'n heel ander saak sou dit wees, as daar 'n arm man geld van julle sou wou leen, terwyl julle weet dat hy goed weet hoe om met geld om te gaan, en slegs deur 'n ongunstige sameloop van omstandighede arm geword het. Aan hom moet julle dit veral nie weier nie, ook sonder rente en sonder die sekerheid om die geleende kapitaal ooit weer terug te kry. As die man die geld goed gebruik het, sal hy as julle broer ook wel weet wat hy daarna te doen het, want hy het dieselfde verpligtinge teenoor julle as julle teenoor hom. As hy egter nie meer in staat sou wees om die geleende geld terug te gee nie, dan moet julle nie vir hom daaroor kwaad word of die goedmaking van sy nakomelinge probeer eis nie, want dit sou hard wees en heeltemal teen my orde. As die nakomelinge en veral die kinders of die oudste kleinkinders vermoënd geword het en hulle dit sou goedmaak, sal dit vir my aangenaam wees as hulle die skuld sal aflos wat hulle arme vader of grootvader by 'n mensevriend gemaak het. In so 'n geval sal die mensevriend dan ook wel weet, of goed weet, wat hy met daardie geld uit liefde tot my en die naaste sal moet doen. Ek sê dus dat julle geld ook moet leen aan hulle wat dit nie vir julle kan teruggee nie. Wil ek maar net daarmee sê dat julle met julle geld of ander goed maar net so moet handel, soos wat ek julle nou laat sien het. Alles wat julle minder of meer sou doen, sou of dom of baie moedswillig wees, en dis 'n grove sonde teen die ware naaste liefde. Ek dink Joshua het dit redelik duidelik gemaak hoe 'n mens sulke situasies moet hanteer, en meeste van die tyd glo ek as iemand vir iemand help, hulle het nou net geld nodig, is nie vir 'n projek nie, dit is nou net om te oorleef, sal meeste van die mense sê, dankie, ek sal dit vir jou terugbetaal. Sal die ware antwoord wees, asseblief, ek het dit vir jou gegee. Ek het dit nie vir jou geleen nie, ek het gevra vir leen, maar ek het dit vir jou gegee. Mag jy in vrede gaan. En dank Joshua vir alles, nie vir my nie. Dit sou die antwoord wees op daardie tipe van geld wat gevra word. Maar as jy weet dat die ou die goed gaan aanwend vir ander onheilighede en ongeruimdhede, dan eerstens het jy nie 'n verpligting om hom te help nie. En as jy dan weier, sal dit nie teen jou gereken word nie. Dit is wat Joshua sê. En ek dink ons almal verstaan nou beter, want ons het maar altyd 'n probleem met hierdie ding gehad, is dat jy nou vir enige ou moet net geld leen as hy by jou wil kom. Nee, dit is nie wat hy sê nie. Baie dankie.